vers 15, 14 tot 17. Toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Net daardie paar verse, jammer vir die mishappy van net nou, iewers, soos ek sê, het die drade 'n bietjie deurmekaar geraak. Ek kon nie help toe ek met hierdie teks 'n bietjie gewerk het, vriende, om vir myself die volgende vraag af te vra nie. En julle wat nou weet hoe die jaar was wat verby is, sal dalk die vraag 'n bietjie beter verstaan. Miskien het jy dit ook so beleef. Hier staan ons op die drempel van 'n nuwe jaar en ons dink by onsself, hoe op dese aarde het ons hier uitgekom? Hoe het ons 2025 oorleef? Hoe het dit gebeur? Van ons het deur die loop van hierdie jaar regtig verskriklike goed beleef. Ons het geliefdes aan die dood afgestaan. Ons het dalk spanning en druk by die werk beleef. Onsekerheid in terme van ons werksekuriteit. Ons het dalk by 'n punt gekom waar ons moes aftree en dis 'n moeilike en 'n spanningsvolle ding om te doen, want ons is vir 30, 40 jaar gewoond om elke dag werk te gaan en nou skielik by die huis te wees. En wat gaan ek en my vrou nou oor praat? Heeldag lank. Nee. Dalk het jy 'n slegte diagnose gekry hierdie jaar. Iets wat jy glad nie verwag het nie. Iets wat skrikwekkend en skokkend was. Miskien is die skoen 'n bietjie aan die ander voet in die sin dat jy iets gedoen het deur die jaar waaroor jy baie skaam is. Waaroor jy dalk skuldig voel. Dat jy bang is dat dit dalk iewers gaan uitkom. En dit bring spanning en angs in jou lewe en onsekerheid. Dit het dalk ook gebeur dat jy deur die jaar beleef het dat God ver van jou af is. En dat hy dalk sy rug op jou gedraai het en nie meer omgee oor jou nie en nie jou gebede verhoor soos wat jy dikwels bid nie. Jy kyk terug en jy sê vir jouself, "Sjoe, ek is bly 2025 lê op sy rug. Ek weet ek is. Ek weet ek is." Ek onderbreek myself nou, toe ek hier buite op die parkeerterrein gestaan het, het 'n tannie reg op my afgery. Toe dink ek by myself, weet, nou kan ek nie eens meer op die kerkterrein loop en dan gaan ek in 'n ongeluk wees. Ek spot net tannie MP, hoor. Ek spot net. Ja, daarom is ek bly 2025 lê op sy rug.
Nou kyk ons vorentoe. En ons hoop dat 2026 anders gaan wees, baie anders gaan wees. Maar ons moet ook vir mekaar sê, alles in 2025 was nie net sleg. Ons moet darm iewers balans hou. Ons moet darm ook 'n paar ander dinge raak sien. 'n Kleinkind is dalk gebore. Jy het dalk 'n nuwe werk begin nadat jy werkloos was vir 'n ruk. Jy het dalk 'n slegte diagnose gehad, maar nou uitgevind dat dit verby is, dat jy heel is, dat jy gesond is. Daar het mooi goed in jou lewe dalk gebeur waarvan niemand weet nie. En net jy sal kan getuig. Wanneer ons na Israel se storie luister, dan kan ons baie maklik vashak by Israel wat die heeltyd kerm en kla en kwaad is vir die Here en 'n klomp verkeerde dinge doen. Maar as hulle ook eerlik met hulle self moet wees, dan moet hulle vir mekaar kon sê, genigtig kerels, dat ons hier is, en hulle is nou daar by die berg van die Here, nee. Dat ons hier is 'n stuk genade. Jette, kyk net wat het met ons gebeur. Ons is bevry uit Egipte, ons het daar by die Rooi See gekom en gedink, jette kerels, dis die einde. Waar gaan ons nou? Hier gaan ons verdrink. En woeps, daar maak die see oop en ons trek droogvoets deur. En ons kom in die woestyn en daar's nie kos nie en ons kerm en ons kla en daar's nie water nie en ons kerm en ons kla. En dan voorsien die Here op 'n ongelooflike manier manna en kwartels en water. Daar was ook hoogtepunte, mooi dinge. Ja, ons was partykeer honger geweest, sou die Israeliete sê. Ons was soms angstig en bang en onseker oor wat vir ons voorlê. Maar in balans gesien was dit nie alles sleg nie. Daar was ook mooi goed wat vir ons met ons gebeur het. Voor ons lê 2026. Ja, en ek weet, dis 'n vreemde nuwe jaar wat vir ons voor lê. Daar's 'n stuk onbekendheid aan dit wat vir ons wag. En veral as ons so na die geopolitiese wêreld om ons kyk en ons sien wat gebeur in Amerika en Engeland en Europa en al die oorloë wat wêreldvol aan die gang is, dan sou ons selfs dalk angstig en onseker en bang kon wees oor 2026. En kom ek sê nou vir julle, dis normaal. Dis oukei. Mag so voel. Dis oukei. Wanneer ons terugkom by die teks wat ons gelees het vanmôre, dan sien ons, as ons die hele gedeelte lees, wat ek nie gedoen het nie, en julle kan dit gerus by die huis gaan doen, sien ons dat Moses en God in 'n baie diep gesprek met mekaar gewikkel is. Jy sien, hulle het tot hier gekom, by die berg van die Here. En Moses is teen die berg op om die 10 gebooie te gaan haal, en hy het baie lank weggebly. En wat doen die volk toe? Hulle bou vir hulle 'n goue kalf. En laat bid die goue kalf. En kom ek sê net vir u vriende, dis nie asof hulle 'n afgod probeer aanbid het. As 'n mens mooi na daai teks gaan kyk, dan sien ons wat hulle probeer doen het, was om die God wat hulle tot daar gebring het, die Jahwe God, op 'n manier uit te beeld, sigbaar te maak, want hulle het gevoel, hulle is eensaam, alleen, verlate, agtergelaat hier in die woestyn, ook deur Moses wat hulle moes lei. Nou maak hulle die beeld
en laat aanbid die beeld. En ons weet, dan kom Moses daar teen die berg af, en toe hy hierdie dinge sien, verloor hy dit totaal en al. En daar is die 10 gebooie stukkend, in skerwe gegooi. En dan praat die Here met Moses, en hy sê vir Moses, ou maat, met hierdie volk wil ek niks meer te doen hê. Ek wil met hulle niks meer te doen hê nie. En 'n klomp van hulle sterf. Gaan lees die teks, ek gaan nie alles vertel nie, maar 'n klomp van hulle sterf. En die tweede ding wat die Here vir Moses sê is, my liewe broer, tot hier toe en nie verder nie. Ek trek nie meer met julle saam nie. Julle is nou op julle eie. Heeltemal op julle eie. En dan gebeur 'n ongelooflike ding. Moses tree in gesprek met God daaroor. En hy pleit by God en hy sê, Here, asseblief, jy kan nie saam met ons trek nie. En dan sê die Here vir hom, ek sal my engel saam met julle stuur. En Moses dink by homself, sal 'n bietjie beter as om alleen te trek. Maar dis nog nie wat ons wil hê nie, nog nie wat ons nodig het nie. En hy pleit by die Here, Here, trek saam met ons. En het jy gesien hoe hy die Here oortuig? Hy sê vir die Here, die een kenmerk wat ons van al die ander volke onderskei, is juis dat u saam met ons trek. Is juis dat u by ons is. Dit het geen ander volk op hierdie aarde nie, maar ons het dit. En as u nie saam met ons trek nie, dan gaan die volke dink, u bestaan nie. Dis waarop dit neerkom. En op 'n manier draai hy 'n soort van die Here se arm, en dan sê hy, Here, ek sal saam met julle trek. Ek sal saam met julle trek. As ek so na die verhaal kyk, dan voel dit vir my, hulle het dalk self ook in 2025 geleef met al die uitdagings wat daar was. En in 'n sekere sin, vriende, as ons eerlik moet wees, en ons moet God se reaksie beoordeel in hierdie teks, dan moet ons sê, ja, ons kan verstaan dat hy kwaad is. Ons kan verstaan dat hy eintlik nie wou saamtrek nie. En in 'n sekere sin kon Israel se verhaal net hier en daar geëindig het. En hulle sou dit verdien het. God het genoeg gehad. Dis verstaanbaar. Maar dis nie wat gebeur nie. Na die gesprek sê God, ek sal saam met julle trek. En dan ontdek ons iets oor God. Dit is vir my ongelooflik mooi. Sien, ons hou daarvan om God so in 'n boksie te druk en te sê, dis hoe God is en dis hoe God optree en as hy nie so optree nie, dan is dit nie meer God nie. En trouwens, dit is eintlik nie God wat ons dien as ons hom in 'n boksie sit nie, dis ons maaksel van God. Maar hier in hierdie teks sien ons God skielik op 'n totaal nuwe manier. Anders as wat ons nog ooit geglo het oor God, sien ons hier dat God die vermoë het om van plan te kan verander.
Julle het dit raak gelees. Hy het van plan verander. Terwyl ons God wat ons daar in 'n boksie indruk, glo ons is onveranderlik. Hy kan nie verander nie. En weet julle wat, dit is gedeeltelik waar. Wat God se karakter betref, wat God se identiteit betref, wie hy is, dit sê die woord van ons is onveranderlik. Hy sê vir Moses in hoofstuk 3, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Maar binne wie hy is, binne die karakter wat hy het, binne die identiteit wat hy openbaar, is hy ook vry om van plan te verander. Moses wou nie hê God moenie saamtrek nie. Hy moet saamtrek. Hy moet. Hy kan nie hulle agterlaat nie. En daarom moes God van plan verander. Maar ons lees ook in hierdie teks dat, ons kry die idee, moet ek eerder sê, dat Moses maar baie onseker is van 'n klomp goed. Selfs nadat God gesê het, hy sal saam met hulle trek, is hy nog steeds in gesprek met God. En hy sê vir God, ek wil jou sien, ek wil jou van aangesig tot aangesig sien. En dan ken ons die verhaal, God wys net sy rug uiteindelik vir Moses. Maar daar gebeur 'n ander ding ook. In vers 17 lees ons hierdie woorde. God is aan die woord. Ek ken jou op jou naam, sê God vir Moses. Dis interessant, daai woordjie ken kom 6 keer in hierdie teks voor. 5 keer is dit Moses wat sê die woordjie ken gebruik, en 1 keer in hierdie vers gebruik God dit. Ek ken jou op jou naam. Vriende, dis 'n ongelooflik belangrike sinnetjie daai, want die woordjie ken wat hier gebruik word is 'n verskriklike intieme woord. Dis dieselfde manier hoe 'n man en vrou mekaar ken. Dis daai tipe gehegtheid. Onthou julle in die ou Afrikaanse vertaling 33, dalk nog in die Statenbybel ook, sou daar gesê word, Adam en Eva het mekaar beken. Dis daai ken, wat hier ook gebruik word. Dis 'n intieme ken. En om iemand se naam te ken, was 'n baie belangrike ding. Want dit beteken, jy het hierdie diep verhouding met daai persoon. Jy kan hom sien loop en hom roep en hy gaan op jou reageer. Naam was belangrik. Wat Moses hier doen, is om uiteindelik by God te pleit vir 'n dieper en 'n intiemer verhouding met God. Hy sien nie kans om op die ou manier met God verder te gaan nie. Hy wil juis sê dat as hulle verder gaan, dat daar 'n dieper verstaan van mekaar, 'n dieper, intiemer liefdesverhouding tussen hulle sal wees. Nie net tussen hom en God nie, maar ook die volk en God. En dan hoor Moses hierdie woorde. Ek ken jou naam, Moses. En in 'n sekere sin, vriende, as ons God regtig goed wil ken, dan moet ons vir mekaar sê dat ons kennis van God is
onlosmaaklik verbind daaraan dat God vir my en jou intiem, persoonlik op die naam ken. Dis hoe ons God ook leer ken, is deur die feit dat hy vir jou en my ken, deur en deur. Dwars deur die Bybel word die versekering aan gelowiges gegee dat ons nooit alleen is nie. In die Nuwe Testament in Matteus 28, as Jesus weggaan, dan sê hy vir sy disippels, ek is by julle tot die volëinding van tyd. Hy word in Matteus beskryf as Immanuel, God by ons. En later as hy wel opvaar hemel toe, sê hy in Johannes, hy laat ons nie as weeskinders agter nie. Sy Gees sal in ons kom woon en by ons wees. Ons is nooit alleen nie. Daardie intieme verhouding van 'n God wat my en jou naam ken, het net nog verder verdiep met die verloop van tyd. Hy trek saam met Israel. Maar raai wat? Hy trek ook saam met my en jou. Hy ken ons op ons naam. En op hierdie reis waar hy ons naam ken deur die lewe, ken hy ook jou vrese. Hy ken jou vreugdes. Hy ken jou angs en onsekerheid. Hy ken jou op jou naam. Meer nog leer ons uit Moses se gesprek met God hier, dat mense wat weet God ken hulle persoonlik, is mense wat soos Moses in die gap gaan staan. Kom ek verduidelik wat ek sê. Sien, wanneer die verhouding tussen God en die volk in duie stort, wat doen Moses? Hy gaan staan in die gaping tussen God en die volk. Hy kom pleit vir die volk by God. Hy staan in die gaping. En ek dink, as daar 'n roeping vir ons is as kerk in 2026, as gelowiges in 2026, wat weet dat God saam met ons trek deur 2026, dan is daar die taak van ons om soos 'n Moses in die gap te gaan staan vir ander mense. Ander mense wat God nie ken nie. Ander mense wie se verhouding met God uitmekaar geval het. Ander mense wat met 'n diep honger en dors in hulle sit en dit vul met allerlei ander goed, behalwe met God. Ons roeping is soos die van 'n Moses, wat in die gaping tussen God en die wêreld gaan staan. As ek 'n rugbybeeld kan gebruik, hulle het altyd gesê 'n goeie senter is 'n senter wat 'n gap kan vat. Ons moet soos 'n goeie senter wees in 2026. Mag 2026, vriende, vir elke een van julle, vir elke een van ons 'n wonderlike jaar wees. 'n Jaar vol vreugde en vrede. En as die moeilike tye kom, mag ons onthou,
God ken jou op jou naam. En hy trek saam met jou. Hy is by jou. Amen. Here, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend na u woord te kon luister. Om uit Moses se verhaal te kon leer, Here, dat u 'n God is wat ons intiem en baie persoonlik ken. Ons op die naam ken. Dankie dat ons ook kon hoor, Here, dat u nie u rug op ons gedraai het nie, maar dat u saam met ons trek. Dat u voorloop. Dat u ons liefhet. Dankie vir die goeie en die dinge van 2025. Dankie ook, Here, vir daardie moeilike tye. Vir daardie ongevraagde tye. Vir daardie genade tye. Wat ons karakter gebou het. Wat ons laat groei het in ons verhouding met u. Sodat ons 2026 sterker en beter kan aandurf. Amen. Vriende, dit was interessant, ek het dit nie genoem nie, maar as Moses daai laaste versoek dat hy God wil sien, dan wys God net sy rug vir hom. Weet julle, dit is vir my verskriklik simbolies. Want onthou, wat het Moses gevra van God? Trek saam met ons. Nou trek hy nie net saam nie. Hy trek vooruit. Dis hoekom Moses sy rug sien. Want hy loop voor. Die goeie herder.